Geliefdes, baie welkom by ons huwelikshindernisbaan. En ons praat oor die 6ste sleutel om dan ons huwelike te maak werk. En kom ons sluit die oë en dan bid ons net saam. Vader, baie dankie dat ons kan elke huwelik uitbring by die droom wat U vir ons het. Dankie Here vir die gedagtes wat U aangaande ons koester, gedagtes van voorspoed en nie van onheil nie, om vir ons 'n hoopvolle toekoms te kan gee. En ek wil bid Here dat ons elke huwelik van ons uitkom by daai droom wat U vir ons gehad het reg aan die begin. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou, kinders van die Here, ons praat oor die huwelik en die sleutels om die huwelik te maak werk en uit te kom by daai droom wat die Here vir ons het. En wat ons reeds gesê het is dat in die eerste plek of die eerste sleutel is kommunikasie. Die tweede sleutel is konsiderasie. Die derde sleutel is dan kompromie. Die vierde sleutel is dan keus en koestering en dan die vyfde sleutel is commitment, oftewel toewyding. En ek en jy moet kan weet, soos wat die vingers aan 'n hand is, so kom die 6ste sleutel, naamlik Christus, en hy vat alles saam. Beteken, ek en jy moet kan weet, die enigste derde persoon wat in my huwelik toegelaat is Christus, oftewel dan die Heilige Gees daarmee saam. Nou, dit vat 3 om dan daai suksesvolle huwelik te kan hê en Jesus is nodig om dan al 5 daai sleutels wat ons reeds met mekaar gedeel het, dan te kan saamvat en ons te kan help om uit te kom by daai droom wat God vir ons het. Nou Kolossense 2 vers 2 tot 3 sê die woorde, hy sê om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborg is. Hy sê in die Engels, hy sê God's secret is Christ himself. He is the key that opens all the hidden treasures of God's wisdom and knowledge. Wat hy eintlik wil sê is, die Here moet vir ons help, Christus moet vir ons help, dat ons reg kommunikeer, dat ons mekaar konsidereer, dat ons bereid sal wees om te kompromieer, dat ons mekaar sal keus en koester, en dat ons dan committed sal bly en toegewyd sal bly. Christus moet die middelpunt wees van ons huwelik, en hoe nader ons aan hom beweeg, hoe nader beweeg ons aan mekaar. Nee, so beteken, as jy nou daai driehoek daar sien, dan sien jy hoe nader ons saam beweeg aan God. Nee, die vrou het haar verhouding met die Here en die man het sy verhouding met die Here, maar hoe nader ons aan God beweeg, outomaties beweeg ons ook nader aan mekaar. En dis waarom Christus moet die middelpunt wees van ons huwelik. En ons moet altyd seker maak dat ons nader na hom te beweeg, maar ook nader na mekaar toe. Die woord van die Here sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs bou die wat daaraan bou. Nou, voordat ek daarby wil uitkom, wil ek jou net gou terugvat na Prediker 4 vers 12 toe. Nee, Prediker 4 vers 12, wat dan vir ons hierdie woorde sê, hy sê, as iemand die een aanval, kan al twee hom teestand bied, en 'n 3-dubbele lyn word nie gou gebreek nie. Nee, die Engels sê dit ook. Hy sê, 2 people can resist an attack that would defeat one person alone. A rope made of 3 cords is hard to break. So ek en jy moet kan weet, dus ek en jy en die Here. Nee, man en vrou en die Here. En saam is daar die eenheid te sterk vir die duiwel om te breek. Nou, iemand het dit mooi gesê. Hy sê, aangesien God die argitek was, wat die huwelik ontwerp het, moet hy ook die meesterbouer wees wat die huis bou. Nee, aangesien God die argitek was wat die huwelik ontwerp het, moet hy ook die meesterbouer wees wat die huis bou. Want hoekom? Want dis wat Psalm 27 sê. Vers 1, hy sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daarin bou, en as die Here die stad nie bewaak nie, te vergeefs waak
die wagter. Die engel sê dit ook mooi. Hy sê, if the Lord does not build the house, the work of the builders are useless. Nou, wie is die bouers? Ek en jy. Of die man en die vrou. Die man en die vrou is die bouers, maar hulle bou te vergeefs as die Here nie help om hierdie huis te bou nie. Nee? En hy sê, as die Here nie die stad bewaak nie, te vergeefs waak selfs die wagters. Nee, wie is die mense? Kom, ek gaan gou vir jou sê, jy's die een wat moet bou in jou huwelik, man en vrou, en jy's die een wat moet bewaak dat jou huwelik in stand bly. Nee? Jy is die wagter van jou eie huwelik, maar te vergeefs waak die wagter as die Here nie die stad bewaak nie. So dit is so nodig dat ons saam die Here dien, sodat ons kan uitkom by die droom wat God vir ons het. Nou, kyk gou hier. 'n wyse man en vrou bou sy of haar huis op die rots, né? En ek en jy maak nie saak wat se aardbewings, wat se storms ons teekom nie. Ons het 'n sterk fondasie. So dit kos 'n wyse man en 'n wyse vrou. So beteken, as jy nie die Here dien nie, is jy eintlik dom. Skus. As jy nie die Here dien nie, is jy dom, want hoe gaan jou huwelik hou as jy nie die Here dien nie? So jy moet op 'n sterk fondasie wees. En jy moet daai agape liefde van die Here in jou huwelik kan hê om hierdie huwelik te maak werk. Nou hoor wat sê Lukas 6 vanaf vers 47 tot 48. Hy sê, elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en dit doen, ek sê julle wys soos wie is hy. Hy is soos 'n man wat 'n huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan en die fundament op die rots gelê het. En toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fundament op die rots was. Nou, daarteenoor, dan praat hy weer van die dwaase mens bou sy huis op die sand. En dieselfde storms en dieselfde vloedwaters en al daai goed wat almal tref, kom teen daardie huis en die huis kon nie staan nie, omdat sy fundament op die sand was. Nou, daar's 'n belofte in Jesaja 33 vers 6. Hy sê, en daar sal bestendigheid van jou tye wees, 'n rykdom van volle verlossing, van wysheid en kennis, die vrees van die Here sal sy skat wees. Beteken, as ek en jy die Here dien, as ek en jy die Here vrees, kan ek en jy verseker wees, ons gaan hierdeur kom. As hy praat van die woord bestendigheid, die Engels sê dit mooi, hy sê, he will be the sure foundation for your times, a rich store of salvation and wisdom and knowledge. The fear of the Lord is the key to this treasure. So as ek en jy wil weet wat is die grootste sleutel van almal, dan is dit dat ons die Here sal dien. Dat ons Christus die middelpunt van ons huwelik sal maak. En dis wat maak dat ons huwelik uiteindelik uitkom by die droom wat God vir ons het. Die beste ding wat jy vir jou huwelik kan doen, is om 'n toegewyde verhouding met die Here te kan hê. Want hoekom? Want ons kry storms, ons kry vloedwaters, ons kry allerlei goed, en dis dieselfde storms wat al die ander mense tref, dis dieselfde probleme wat ander mense tref, al daai goed tref jou, maar hoekom sal jou huwelik bly staan terwyl hulle huwelik vou? Christus. Ek en jy moet die Here ken, ek en jy moet aan die Here vashou, ek en jy moet 'n goddelike man en 'n goddelike vrou wees, en dit gebeur nie per ongeluk nie. Dit moet intentioneel wees. Ek en jy moet doelbewus daarna streef om seker te maak, ek dien die Here. En nou wil ek gou dit sê, vir die mense wat ongetroud is, kruip jy so weg in Jesus, dat die man of die vrou wat jou wil hê, moet eers by Jesus uitkom voordat hulle jou kry. Ek gaan dit weer sê. As jy nog ongetroud is en jy wil trou, as jy soek 'n man of jy soek 'n vrou, kruip jy so diep weg in Jesus, dat die man of die vrou wat jou wil hê, moet eers Jesus kry, voordat hulle jou kan kry. En dis wat uiteindelik die verskil gaan maak. Bid vir die Here vir 'n goddelike man, bid vir die Here vir 'n goddelike vrou. Wees jy daai goddelike man
en wees jy daai goddelike vrou en dien die Here. Amen. Vader, ek kom en ek kom bid vir elke een van ons, elke huwelik. Ek kom bid, Here, dat elke huwelik Christus gesentreerd sal wees. Dat ons huwelike gebou sal wees op die rots, dat ons huwelike sal 'n vaste fondasie hê, en dat ons daai 3-dubbele tou sal hê wat nie maklik breek nie, dat ons en die Here, dat ons kan bid soos Dawid bid en sê, met my God loop ek 'n bendestorm en met my God spring ek oor die muur, dat ons kan sê, ons huwelik sal altyd die toetse deurstaan, omdat Christus die middelpunt is van ons huwelik, en ons dankie daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen. Het jy gestop?